Lukas hoofstuk 17. Uiteindelik, dit was lank. 'n Lang breek. Ons het in, ek dink Februarie opgehou met Lukas. Ek het 'n reeksie begin oor beproewings en toe 'n reeks oor die 5 solas tydens Paasfees en toe die IPC preke en uiteindelik is ons terug by Lukas. So ek glo ons sal teen 2035 klaar wees. Lukas 17, ons gaan begin by vers 7. 17 vers 7. En dan daar het jy die tema op die skerm. God se wil vir jou lewe. Lukas 17 vers 7 tot 19. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom in die naam van Jesus. Dit is wonderlik, Here, dat ons enige tyd kan kom. Van die dag of die nag. Ons hoef nie te wag vir 'n sekere tyd nie. Ons hoef nie te sê, maar ons moet een keer 'n jaar met ons 'n verteenwoordiger hê wat namens ons na U toe kom nie. Maar ons kan dag en nag, 24 uur per dag, 7 dae 'n week, 365 dae per jaar, tot in alle ewigheid, het ons vrye toegang tot U. Dankie daarvoor. Eintlik is dit so klein om net te sê, so 'n ou klein woordjie, dankie, maar wat kan ons meer doen, Here? Ons kan U nie terugbetaal vir wat U alles vir ons gedoen het nie. Ons kan maar net sê, eer aan die Here, lof aan die Here, prys die naam van die Here. Dankie vir U woord, geskenk uit die hemel, neergedaal van bo as te ware, deur die Gees wat die apostels en die profete gedryf het en voortgelei het, om nie hulle eie interpretasies neer te skryf nie, want geen profesie is ooit voortgebring deur die wil van 'n mens nie, is nie 'n saak van eie uitlegging nie, maar die manne van ouds, daai godsmanne het gespreek soos hulle deur die Heilige Gees voortgedryf is. En dankie dat dit vir ons op skrif is. Ons glo U woord, o Here. U woord is nie net waar nie, maar die waarheid, die standaard vir waarheid, die maatstaf van alle waarheid en vir alle waarheid. Plant dit in ons harte soos 'n boer wat gaan saai. Maar ons bid dat die Heilige Gees hierdie harte omploeg en omdolwe en dat dit genoeg suurstof sal hê en genoeg bemesting sal hê en genoeg water sal kry en alles wat nodig is vir die woord om te groei in ons lewe met volharding en dat ons goeie vrug vir U sal dra. En die wat 30voudig dra, sal U dit vermeerder na 60 en die wat 60voudig dra na 100. Ons wil U verheerlik deur veel vrug te dra in Jesus naam. Amen. Dis 'n vraag wat baie Christene het, né? Daai vraag. Wat's die Here se wil vir my lewe? Veral as jy deur 'n moeilike tyd gaan en begin jy wonder, Here, wat wil U hê? Wat wil U hê moet ek doen? En die Bybel antwoord daai vraag, dis nie weggesteek nie. Dis nie ergens waar jy dit nie kan sien nie, dis nie in fyn skrif wat niemand gaan lees nie. Die Bybel sê baie duidelik vir ons wat God se wil is. Byvoorbeeld Micha 6 vers 8. Hy het vir jou gesê, o mens, wat goed is. En wat vereis die Here van jou as dat jy geregtigheid sal lief hê, dat jy goedhartig sal wees en dat jy nederig met jou God sal wandel. Hy sê vir jou, dis wat ek wil hê van jou. Eintlik, luister gou na die volgende paar verse wat spesifiek hierdie woord gebruik, God se wil. Hier's 'n paar versies. Johannes 6 vers 40. Jesus sê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat na die Seun, in die Seun glo of na die Seun kyk en in hom glo, dat hy die ewige lewe sal hê. Dis God se wil. Kyk na Jesus Christus en kry die ewige lewe. 1 Tessalonisense 5 het ek nou gelees. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees dankbaar in alles, want dit is die wil van God oor julle in Christus Jesus. Daar sy wil vir jou. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 15 sê vir ons, God se wil is dat jy deur goed te doen die mense wat kwaad praat, bedoelende van die Here in die evangelie, dat jy hulle monde sal stilmaak. Dis God se wil. Jy moet so lewe dat mense nie iets het om te sê teen die Here nie. 1 Petrus 4 vers 19. Dis moet ook hulle wat in ooreenstemming met die wil van God lei.
So as jy lei vir die Here se naam volgens die wil van God, dan handig jy jou lewe oor aan 'n getroue Skepper en doen jy net wat goed is. En dan 1 Johannes 2 vers 17 sê, die wat die wil van God doen, hulle lewe vir ewig. In die vorige vers sê vir wat die wil van God is. Die liefde van die wêreld moet nie in jou wees nie. Dan is die Vader se liefde nie in jou nie. Moenie soos die wêreld wees nie. God se wil is dat jy die Vader lief het, nie die wêreld nie. So, in 'n sin wil ek dan vir die jonger mense sê, nou die tieners. So vir die jonger mense, in 'n sin, maak dit nie, dis nie so belangrik vir God, trou jy met Marie of met Sari, as wat dit is, respekteer jy jou man, is jy lief vir jou vrou, dis sy wil wat duidelik in die skrif vir jou gesê word, wees onderdanig aan jou man, respekteer jou man, of wees lief vir jou vrou, soos jy jouself lief het, of soos Christus die gemeente lief gehad het. Dis God se wil vir jou. God se wil vir jou is, 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle julleself weerhou van onsedelikheid of seksuele sonde. So jy moet heilig wees, dis God se wil, dis wat hy wil hê vir jou. Vir God is dit belangriker dat jy Efesiërs 6 vers 6 doen, weer 'n woordjie wat die wil van God in het, daai woord, daai frase, wat praat met slawe. Nou ons kan dit toepas net op werk in die algemeen. Maar Efesiërs 6 vers 6 sê dit as volg: jy moenie, wanneer jy nou by jou werk is en jy doen jou werk, nie met lippediens nie, moenie net sê, o ja meneer, ek gaan my werk doen, ja MD, ja wie ook al wat jy hom noem, ek gaan die werk doen, nee, maar as slawe van Christus, wat die wil van God van harte doen, uit die hart uit doen. So dit is belangriker vir God dat jy sy wil doen by die werk, in terme van jou gesindheid teenoor jou baas, of die res van die teks, hoe jy jou werkers hanteer, dat jy regverdig is. Dis belangriker vir die Here, as wat jy, moet ek 'n ingenieur wees, of moet ek 'n onderwyseres word. Dis nie die grootste ding daai nie. Die grootste ding is, wat ook al jy is, doen jy wat God sê jy moet doen. En dan dankbaarheid. Dis God se wil, wat ons nou vanoggend gaan kyk. Ons gaan kyk spesifiek na dankbaarheid en nederigheid in hierdie teks. Dat jy dankbaar sal wees, dis God se wil. Dat jy nederig sal wees, dis God se wil. Dit is belangriker as waar jy bly. Bly jy in Kempton of in Pretoria, of in Phalaborwa, of in Kuruman. Want Jakobus 4 sê vir ons, dit is reg, jy moet sê, jy moet nie sê, ek gaan na daai dorp toe, ek gaan 'n jaar daar bly, ek gaan daai besigheid oopmaak, ek gaan soveel wins maak nie. Nee, jy moet sê, as die Here wil in ons lewe. Maar daai goed is in God se hande. Daai goed is in God se hande. Deuteronomium 29 vers 29, net die eerste deel sê, die verborgde dinge behoort aan die Here, of die geheime dinge. So hy is in beheer daarvan. Die tweede deel van die vers sê, maar dit wat hy geopenbaar het, sy wet, dit wat hy gegee het, dit is vir ons en ons kinders, dat ons dit moet doen. So dis wat die Here wil hê, wat ook al hier staan in die Bybel. Dis wat primêr, hoofsaaklik, wat die Here wil hê jy moet doen. Of jy nou 'n dokter is, en in Kuruman bly, en op skool is, dis alles in die Here se hande. Okay, so kom ons kyk na nederigheid eerste. Dis in vers 7 tot 10. Wie van julle sal, as hy 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of skape op te pas, vir hom sê wanneer hy van die veld afkom, kom leen dadelik aan om te eet. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my iets gereed om te eet nie. Om God jou heupe, bedien my totdat ek geëet en gedrink het, daarna kan jy eet en drink. Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe. Ons het net gedoen wat ons moes doen. Wanneer Jesus kom, dan gaan hy kom as 'n dief, sê die Bybel, nê? Beteken dit, Jesus gebruik self daai beeld, beteken dit, Jesus sê, dis goed om in te breek en te steel, want ek vergelyk myself met 'n dief. Nee, dis net een aspek. Dit gaan net oor, jy dit nie verwag nie, dis onverwags. En dieselfde wanneer Jesus praat van slawe hierso. Hy gebruik hierdie beeld, en is 'n beeld wat daai mense verstaan. Dit beteken nie Jesus keer slawerny goed nie. Dit is 'n beeld wat daai mense verstaan. Nou gaan hy ons vergelyk met slawe en hy is die meester.
Maar dis net een aspek daarvan. Beteken nie Jesus is pro-human trafficking nie. Nee, mensenhandel nie. So hierdie mense verstaan die beeld. Hulle weet daai woord slaaf, party vertalings sal jy sien, soos die ESV sit 'n voetnootjie onder by servants en dan staan daar onder in die bladsy bondservant. Die Griekse woord daar dis 'n bondslaaf. Jy is nie jou eie baas nie. Jy het nie jou eie wil nie. Jou baas sê vir jou wat jy moet doen. Jou meester in daai tyd. Dit is nie soos jy wat nou werk by 'n maatskappy en as jy wil bedank, jy bedank nie. Dit werk nie so nie. Met slawe is dit anders. Daai bondslaaf, hy behoort aan sy meester. En so as hy in die veld was, hy het nou gaan of hy het gaan ploeg of hy het skape opgepas, sê vers 7. Nou kom hy die aand van die veld af terug, dan sy werk nie klaar nie. Die son gaan nou onder einde van die dag. Dan sê die baas nie vir hom, sy meester sê nie vir hom, goed, jy kan nou maar kom aanleen vir ete. Hulle het mos so gelê op die linker sy nie, die tafel is laag. Jy kan nou aanleen vir ete. Nee, jy kan nog nie aanleen vir ete nie. Gaan maak jy eers kos, berei kos voor. Bring jy vir my iets om te drink saam met die ete? En dan staan jy met jou lappie hierso oor die linker voorarm en dan as ek vir jou so maak, dan kom jy en jy vat die borde weg en dan bring jy vir my pudding, 'n nagereg. En as dit klaar is, was jy die skottel goed. En as dit klaar is, dan kan jy jou beld losmaak. Dit mos die beld vasgemaak. Hy sê omgord jou, nee, maak jou beld vas. Dat jy gereed is vir werk. Dan kan jy jou beld losmaak, kan jy jou gesig gaan was, jy kan ander klere aantrek want jy's nou of hy moet dit eintlik eers gedoen het voor ete, nee, hande was en al die want hy kom van die landerye en van die skape is vuil. En dan kan jy kom en dan is dit jou beurt om te eet, sê dit in vers 8 vir ons. Nou wanneer hy dit gedoen het, dan sê die baas nie vir hom, "Joh man, so baie dankie. Ek skuld jou 1000 dankies vir wat jy alles gedoen het nie." Nee, dis soos my kinders. Ek sê nie vir my kinders nie, "Baie dankie dat jy jou bed opgemaak het. Dankie dat jy jou hare kam, jy lyk pragtig. Dankie dat jy jou tande geboor." Nee, ons sê nie dit nie, dis jou plig, jy moet dit doen. "Dankie dat jy die skottelgoedmasjien uitgepak het." Nee, dis deel van hulle werk. Hulle kry ook nie sakgeld vir dit nie. Nou, hulle kry dan sakgeld. Maar daai is maar deel van hulle plig. Nou hierdie ou het nou eintlik nie 'n sakgeld gekry nie, nee, 'n slaaf. Sy werk was net, hy kry ete, hy kry 'n plek om te bly, maar hierdie is sy plig. Moenie 'n dankie verwag nie. En dit werk presies dieselfde met Jesus en met ons. Ons is nie ons eie nie, ons is slawe. Ons behoort aan Jesus, ons wil behoort aan Jesus, ons is oorgegee aan hom. Hy het ons geskep, nommer 1, so ons is syne. Hy het ons verlos. Paulus sê, jy is nie jou eie nie, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, jy is gekoop met die bloed van Jesus. En dan sê Paulus in Filippense 1 vers 1 byvoorbeeld van hom en Timoteus, diensknegte, en dieselfde woord daar, bondslawe in die Grieks. Ons is slawe van Christus. En so is dit met ons ook. Ons is nie ons eie nie, ons is syne. So, jy staan nie onder jou eie gesag nie. Jy staan nie onder iemand anders se gesag nie. Jy is 'n slaaf van Jesus Christus. 1 Korintiërs 7 vers 23 sê, ons is slawe van God, ons is slawe van Christus, en dan sê dit, moenie slawe van mense wees nie. Jy behoort aan die Here. Johannes 13 vers 13 sê Jesus, ek is julle leermeester, julle noem my leermeester en Here, en julle is reg, want dit is presies wat ek is. En so is dit met ons. So wat beteken dit prakties? Prakties beteken dit, jy is nie jou eie God nie. Dit is ons van die begin af die versoeking gewees, nee, met Adam en Eva. Van julle kan julle eie God wees. Julle kan soos God wees, eet hierdie vrug, nie die Here vir julle sê wat om te doen nie. Nee, of jy lewe en of jy sterwe, jy is die Here se, sê Paulus vir ons in Romeine 14. Jy is die Here se. 2 Korintiërs 5 vers 15, waar Paulus ook sê dat ons lewe nie meer vir onsself nie. Voor jy 'n Christen geword het, jy het nie omgegee vir enigiemand nie, jy het vir jouself gelewe. Nou sê Paulus, lewe nie meer vir onsself nie. Jy is gered, ons lewe vir hom wat vir ons gesterf het en wat ook vir ons opgestaan het. So prakties beteken dit, prakties beteken dit ook, jy's nie 'n slaaf van enige iemand anders dat hulle nou jou meester is nie. Jesus sê, jy moet niemand op aarde leermeester noem nie. Jy moet niemand op aarde jou vader noem nie. En nie bedoelende jou pa nie, maar moenie mense so verhef. Hy sê jy het een vader, hy is in die hemel, jy het een leermeester. Moenie ander mense sê jy's my rabbi. Nee, Jesus is jou rabbi. Jesus is jou leermeester. So moenie slawe van mense word nie. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 4 en 5, Paulus sê, wat's ek? Wat's Apollos? Ons is net diensknegte, ons is net slawe. So dis wat ons is, in hoofstuk 4 vers 1 ook, van 1 Korintiërs.
Hy sê, dis hoe mense ons moet sien, ons is slawe. Party ouens sê dit beteken, jy's 'n onderroeier, as jy die slawe skepe gehad het met verskillende, ek wil nie sê lae nie, verdiepings amper, nee, die deks. En dan jy die heel onderste, al is die laagste van die laagste slawe. En Paulus sê, dis al wat ons is. Al is ons predikers, moenie iets maak en sê, ek is van Apollos, ek is in sy span. As Paulus preek, kom ek die kerk toe nie. Nee, moenie sê ek is van Apollos, ek is van Apollos nie, ons is net slawe. Galasiërs 1 vers 10 sê Paulus, dat as ek nou nog 'n dienaar van mense sou wees, as ek nou nog mense wil beïndruk, dan is ek mos nie 'n slaaf van Christus meer nie. Nou het ek 'n slaaf van mense geword. Wat wil jy hê moet ek doen? En so ek moet nou volgens jou pype dans. 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 20. Paulus sê, kan nie glo nie. Kan nie glo julle Korintiërs. Laat julle toe dat hierdie vals leraars het ingekom het. Hulle slaan julle in die gesig, hulle trap op julle, hulle loop oor julle. Net omdat jy 'n Christen is, beteken dit mense moet op jou trap. Mense moet oral oor jou loop. Nou ek verstaan daar's 'n sin waarin Christene as ons vervolg word, om te sê ek gaan nie vir geld nie, ek gaan nie mense terugkry nie. Maar daar's 'n ander sin waarin moenie toelaat dat mense jou manipuleer nie. Moenie toelaat dat mense jou boelie en manipuleer en die vloer met jou vee net want jy's 'n Christen nie. Paulus sê nee. Nie slawe wees van hierdie mense en hulle wil vir jou voorskryf nie. En dan verder, as jy 'n slaaf van Jesus is, dan beteken dit jy skuld hom jou lewe. Jy skuld hom, die tweede storie wat ons nou gaan sien, onthou die 10 melaatses, toe Jesus een genees, hy het teruggekom en hy het Jesus geprys, hy het God geprys, hy het Jesus gedank. Jy skuld hom jou danksegging. Dis hoekom hy jou gemaak het om sy lof te verkondig. Dis hoekom hy jou gemaak het, wat ek nou gebid het, ons liggame gee as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Dis jou redelike godsdiens. Dis net logies. Dis wat jy hom skuld. Is jou alles. Ons skuld hom dit. En hy skuld ons niks, vers 10. Dieselfde geld vir julle, wanneer julle alles gedoen het wat in julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe, ons het net gedoen wat ons moes doen. So moenie dink Jesus is bevoorreg. Joh, maar hy is bevoorreg dat jy hom dien. Hy is nie bevoorreg nie. Ons is bevoorreg. God word nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie. Hy self gee aan ons lewe asem en alles. Handelinge 17 sê dit. Hy het nie behoefte aan ons diens. Hy verloor niks as jy hom nie dien nie. Sy heerlikheid skyn nog net so jy gaan verloor. Jy skuld hom jou lof, maar hy verloor nie. Paulus sê in 1 Timoteus 1 vers 12, hy sê hy is so dankbaar aan hom wat my krag gegee het, en my geroep het, en my waardig geag het vir hierdie diens. Wow! Dat hy my sou roep om 'n bedienaar van die evangelie te wees. So moenie wag dat Jesus jou bedank, of dat iemand in die kerk jou bedank. Jo, weet jy, ek wil net vir jou sê, vir julle almal hier, so baie dankie dat julle die moeite gedoen het vandag om te kom om die Here te aanbid. Ag, Iwer, so dankie dat jy die woord van die Here preek. Jesus skuld my nie 'n dankie nie. Die gemeente skuld my nie 'n dankie nie. Ek skuld jou nie 'n dankie nie. Jesus skuld jou nie 'n dankie nie. Hy skuld jou nie 'n dankie dat jy jou Bybel gelees het. Ag, vreeslik dankie dat jy jou stilte tyd hou. En dat jy die Bybel lees en dat jy so getrou is. En dat baie dankie dat jy my lof besing, want jy weet, so asof Jesus, hy verdien dit nou nie eintlik nie, en jy was nou so gaaf om hom die guns te doen. Nee, vers 10 sê, ons moet net sê, ons is onwaardige slawe, niks werd slawe, ons het net gedoen wat ons moes doen. Dis net wat die Here van ons verwag het. So Jesus gaan niks verloor as jy nie kom Sondag nie. Hy gaan niks verloor as jy nie wil die liede sing tot sy eer nie. Hy gaan niks verloor as jy nie jou Bybel lees, jy nie bid nie. Jy's die een wat in die kortste end gaan trek. As jy hom afskeep, jy gaan skade ly. So wees dankbaar dat die Here jou die geleentheid gee om hom te dien. En gryp die kans aan. Carpe diem, seize the day. Gryp die geleentheid aan wat hy jou gee om hom te dien. Onthou jou en my beste opoffering. Al sou ek werk tot 1 uur in die nag met my voorbereiding, en ek sou dit elke dag van my lewe doen, dan's my opoffering wat ek vir die Here maak, al sou ek Noord-Korea toe gaan en 'n sendeling word, my opoffering wat ek vir die Here maak, is baie klein as jy dit nou gaan neersit langs sy opoffering. God het mens geword, God het sy lewe gegee vir ons, hy is aan 'n kruis vermink vir ons sonde.
Dis hoekom Hudson Taylor gesê het, I never made a sacrifice. En hy was 'n sendeling na China. Never made a sacrifice. Dit was 'n voorreg om die Here te kan dien. So wat ons moet erken is vers 10. Ek is 'n niks werd slaaf, ek is onwaardig, ek het net gedoen wat van my verwag is. Ek het net gedoen wat ek moes doen. Selfs al gee jy 'n miljoen rand vir die Here se werk. Jy het maar net gegee wat in elk geval aan hom behoort het. Hy het dit eers vir jou gegee. Jy het net teruggegee wat syne was. 1 Kronieke 29:14. Jesaja 26 vers 12. Jesaja 26 vers 12. Wys ook op hierdie dat ons opoffering, wel wat is dit nou eintlik? Nie regtig opoffering nie. 26:12 sê: Here, U beskik vir ons vrede. Alles wat ons vermag het U vir ons bewerk. U het dit vir ons gedoen. Dit wat ek nou vir U gee. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 7, hy sê, wat maak julle nou anders as mense wat nie gered is nie? Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, hoe kan jy nou roem en trots wees op just kom ons van die Here af. Hoe kan ek myself nou op die skouer klop? Paulus sê die bang is my opgelê, dis of ek moet preek, ek kan nie anders nie. En is nie dat die Here vir my met hande klap dat ek die evangelie gepreek nie, maar hy sê wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Alles wat ek doen, Paulus sê hy het harder gewerk as al die ander apostels, nie bedoelende hy het meer tyd ingesit noodwendig nie, maar harder gewerk dat mense moet erken hy is 'n apostel. Hoeveel briewe moet Paulus vir hulle sê ek is regtig 'n apostel? Van Paulus 'n apostel. Hulle moet dit verstaan. En dan sê Paulus, maar dit was nie ek nie, dit was die genade van God. Deur die genade van God is ek wat ek is. Wanneer jy jou geestelike gawe gebruik, 1 Petrus 4 vers 10 en 11, hy sê ons gebruik die gawes, basies sê hy dit, jy gebruik dit deur die krag van God. Wanneer jy woorde spreek, spreek jy God se woord, en dan sê hy in vers 11, al hierdie dinge doen jy om God te verheerlik. So jy het sy krag waardeur jy dit doen, en is tot sy eer dat jy dit doen. Dit was nie jou eie krag nie. So jy moet hom die eer gee, nie jouself nie. Ons kan nie soos die wêreld begin dink nie. Die wêreld dink, almal skuld my. Kyk na politieke partye as hulle betogings hou. We demand. Christene is nie so we demand asof almal ons iets skuld nie. Nou daai lelike gesindheid in kerke ingesluit. Waar mense nou hierdie nonsens het, hulle dink hulle kan spreek en God moet nie doen wat hulle nou gespreek het. Of hulle is name it and claim, nee. Ek eis die I claim this. En nou moet hulle in Jesus naam bysê, want dis nou die towerformule wat hulle moet gebruik. En dan dink hulle as ek dit in Jesus name sê, dan gaan hy nou al die rykdom kry en wat ook al hy nou geclaim het. Dink die Here skuld ons. En dan word mense kwaad. En al sê ons nie name it and claim it nie, en al sê ons nie we demand nie, dan word mense kwaad as God nie aan hulle eise voldoen nie. Want ek het nou hierdie vereis, en nou is ek kwaad, want die Here het dit nie gegee nie, die Here het nie gedoen nie. In 2016, toe daar was die droogte gewees, en toe breek die droogte, was dit November dink ek, 2016 of Desember, toe het ons binne 'n uur 90 mil reën gehad. En onthou hulle, dit so oorspoel hier, en al was goed op Facebook, hulle mense uit 'n kar help, en op 'n trok se bak staan agter, en toe het een of ander, ek moet seker nie sê aap van 'n minister, het een of ander minister gesê, we feel we have been robbed, we prayed for rain, not floods. Yes, because you demand, en jy dink God skuld jou. God skuld jou en my nie 'n greintjie genade nie. Hy skuld ons niks. Enige iets buite die hel is genade. Loon van die sonde is die dood. Boys, do you remember at Kids Club on Friday, Lutando, we said the verse, the payment for sin is death. Yeah, payment for sin is death. Or the wages of sin is death. So ons moet die Here prys. Vers 10 is waar van almal van ons. Ons is niks werd slawe, ons het net gedoen wat ons moes doen. Hy skuld ons nie, vers 9, hy skuld ons nie 'n dankie nie, maar dan gee hy dit vir ons. Wanneer ons kom op die oordeelsdag en sê hy, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor minimum as jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Dan gee hy vir ons 'n dankie, al verdien ons dit nie. Dan gee hy vir ons beloning, jy bou met hout, nie hout, hooi en stoppels nie, maar goud, edelstene, silwer, as jy getrou gedien het, hy gee vir jou belonings. Hy skuld dit nie.
Nee, voor ons by nommer 2 kom. Ek sien ek het nog net ietsie om te verduidelik hier. So, ek dink wat ons moet help om nederig te wees, is om te onthou wie God is, om te onthou wie Jesus is, en te sien wat Jesus gedoen het. As jy onthou wie God is, van ewigheid tot ewigheid is hy God. Niemand het God gemaak nie. Hy was net nog altyd daar. Hy het eintlik nie 'n verlede nie, hy het nie 'n toekoms nie, hy is wat hy is altyd, hy is die ewige nou. Dis hierdie oneindige God, die almagtige, die een wat in die hoogste hemel woon, die hoogste hemel bewoon, bo die hemel is hy verhef, en dan sê hy, my woon ook by hom wat nederig van hart is en 'n verslae gees het. Dis hierdie God. Wie is ons? Ons is mense, man. Daar's geen vrees vir God voor ons oë nie. Elkeen gaan sy eie pad, ons het almal gedwaal soos skape. Elkeen soek sy eie wil, die selfsug, die selfgesentreerdheid, hande vol bloedvergieting, al is daar nie letterlik bloed op jou hande nie, die bitterheid, die onvergewensgesindheid, die verdeeldheid, die haat, die bekleierery, seksuele losbandigheid, die leuns, die dronkenskap, die hoogmoed, die jaloesie, al die aaklige dinge. So sien wie God is en sien wie ek is, en dit sal my nederig maak. En dan draai ek so, en dan kyk ek daar, en dan sien ek 'n geskeurde liggaam, bloed wat gestort is, en dan dink ek, is vir my. En dit behoort my te help om nederig te wees. Nommer 2, dankbaarheid. Kom ons lees vers 11. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binne gaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep, Jesus, Meester, ontferm U tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord toe, sou nie dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe die vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Steve Lawson, party van julle weet wie hy is, so jy kan sy preek op YouTube sien, baie goeie prediker. Hy was by 'n gemeente, en toe het hy vir 'n paar jaar gepreek by die gemeente, maar hulle het aanhoudend die woord weerstaan. Soos hy preek, en kom hulle in opstand teen die woord. Hulle wil hulle nie onderwerp aan die woord nie. En toe besluit hy kan nie verder gaan met hierdie mense nie. Toe kry hy beroep na 'n ander gemeente, en die dag toe hy gaan, toe klim hy in die kar, toe draai hy eers so in die kar, en hy sit, sy voete is nog op die teerpad, toe maak hy sy skoene los, hy trek sy skoene uit, hy sit sy voete in, en hy slaan die stof van sy skoene af. En toe trek hy sy skoene binne die kar aan, en toe ry hy. Dis die gedagte hier in vers 11, wanneer dit sê, Jesus het op die grensgebied tussen Galilea en Samaria. So as jy die kaart van Israel ken, ek gaan dit nou nie, kyk, my kant wys nie, ek wys dit net van jou kant af. So hier Suid-Afrika onder, en as jy nou so 'n bietjie skuins opgaan, Noord-Afrika, hier is Egipte, en dan hier is Israel, nee, en hier is die Middellandse See, en dan hier bo die Middellandse See is Europa. So, in Israel nou, in die noorde, het jy Galilea, dis 'n streek, waar Jesus mos nou gebly het, en dan in die middel het jy Samaria, wat nie Jode is nie, hulle is onder trou met ander nasies, en hulle, die godsdiens van Israel, die godsdiens van Moses het hulle nou vermeng, met ander gode sommer, en dan suid van Samaria, dan kry jy nou Judea, en dis waar Jerusalem is, die hoofstad. En so, wanneer Jode van Galilea af Judea toe gaan, dan gaan hulle nie deur Samaria as hulle dit kan help nie. Jesus het nou eenmal vir 'n spesifieke doel, maar hulle gaan nie deur nie, want hulle sê, daai stof is onrein. Jy moet dit van jou sandale afskud. So hulle sal nie deur trek nie, hulle sal so hier langs die grens gaan tussen Galilea en Samaria tot by die Jordaanrivier, en dan sal hulle afgaan en dan sal hulle terugkom in Judea in. En so Jesus trek nou so, dis maar wat die Jode gedoen het, daar's nog 'n rede hoekom hy so trek,
Want eintlik het hy nie aanvanklik vir die Samaritane eerste gekom nie. Hy sê mos vir die disippels op 'n stadium, hy sê gaan preek oral, maar moenie vir die Samaritane gaan preek nie, ook nie vir die heidene nie. Dis in Matteus 10. En in Matteus 15 dan sê Jesus, ek het gekom vir die verlore skape van die huis van Israel. Beteken nie hy gaan nie ander nasies red nie. Dit beteken net hy het eerste vir die Jode gekom. En dan van daar af sou dit versprei na die res van die wêreld toe. So dis wat hier aangaan. En nou op pad Jerusalem toe. Hy's nou op pad om gekruisig te word, né? Hoofstuk 9 vers 51. Dis lank terug het ons dit gesien. Hy's op pad uit sy aangesig gerig Jerusalem toe. Nou sê hy dit weer vir ons, hy's op pad Jerusalem toe vers 11. En so voor hy op pad soontoe, voor hy in 'n dorpie inkom, net buite die dorpie, toe staan nou 'n paar melaatse manne sê vers 12, 10 melaatses, en toe roep hulle hard uit na Jesus toe. Nou Levitikus 13 het gesê en Numeri 5 dat 'n melaatse moet buite die dorp wees, want hy's onrein. Mense kan aansteek en siekte kan versprei. So nou is hy buite en dan moet hulle so maak, sê Levitikus 13 vers 45, hulle moet hulle hande so sit, seker dat die klank nou mooi kan trek om mense te waarsku. Ek's onrein, melaats, jy nou nie naby kom nie. En so hulle roep toe nou vir Jesus uit, maar hulle roep nie uit ons is onrein nie. Jesus weet dit natuurlik. Maar hulle roep uit, meester asseblief, wees ons barmhartig. Hulle weet hy is die meester. Hulle het die vorige gelykenis gelees. Hy is meester, ons is slawe. Ons is niks werd nie, ons verdien niks. Dis hoekom hulle sê, wees ons barmhartig. Ons verdien niks nie. Asseblief, red ons net van hierdie uitwerping, wat ons nou uit die dorp uitgewerp is, uit die samelewing uit. Red ons van siekte, red ons van seremoniële onreinheid. Ons kan nie naby 'n plek van aanbidding kom nie. Red ons van armoede. Natuurlik is jy arm ook. As jy melaats is, hoe gaan jy inkomste verdien? Red ons van die dood. En Jesus, vers 14, sê vir ons, toe hy hulle sien, daar is nogal belangrik, Lukas doen dit met opset, dink ek, toe hy hulle sien, dis nie net hoe hy hulle raak gesien nie, wanneer Jesus sien, dan beteken dit, hy sien met deernis, hy sien met 'n hart van omgee, hy sien met bejammering vir hulle, dink, ai man, kyk wat het sonde in hierdie wêreld ingebring, al hierdie aakligheid van hartseer en siekte en dood, en hy kyk, hy sien hulle ellende, net soos Hagar, nee, toe Hagar daar in die woestyn invlug, en sê dat die Here het gesien. Sy noem hom nogal die een wat sien, die God wat sien. Hy is die God wat sien, hy is die een wat nie net vir Hagar raak gesien het, maar die seun se trane raak gesien. Hy is die een wat gehoor het, toe die Israeliete hulle slawe in Egipte, en hulle roep uit, en hulle jammerklagte klim op, tot in sy oor. Toe sê hy hoor, hy sien, en hier is hierdie God. Hy sien, en dan sê hy vir hulle vers 14, gaan na die priesters toe, gaan wys julle self vir die priesters, want Levitikus het dit gesê. Levitikus 14, dis nou daai dele wat jy wil skiep, as jy ooit jou Bybel lees. Dink jy, al hierdie reëls, van wat gebeur met 'n melaatse, maar eintlik is dit baie belangrik. So, Jesus sê, julle moet dit nou gaan doen. Nou, daar's 'n hele ritueel, jy gaan na die priester toe, en dan vat hy 2 duwe, en die een duif, hy draai sy nek om vars water, skoon water, en daar's 'n rooi gare wat aan die ander duif se voet vasmaak, en daar's sederhout wat hy saam met dit sit, en dan moet die ou al sy hare afskeer, en na 7 dae, en hy moet bad, en dan moet hy 'n offer bring, soos die hele ritueel. Nou Jesus sê, gehoorsaam die wet van Moses, julle weet wat om te doen, gaan na die priesters toe, en gaan doen dit. En hulle glo hom. Hulle is nog eers gesond nie, hulle glo. Hy het gesê, ons moet dit doen, dan doen ons dit. En op pad soontoe, wat gebeur? Ja, word hulle gesond. Hulle word gesond, en toe die een nou sien, ek kan net sien hoe hulle op pad hardloop, of op pad stap, hulle is nou opgewonde, Jesus het gesê, hulle moet gaan, en praat oor, sien, en voel hierdie ou, toe hy skielik sien sy hand, my vingers, my pinkie is terug, en hy voel, my neus voel nie meer, weet soos 'n malaatse sin nie, en hy besef hy is gesond, en hy roep uit met 'n harde stem, sê vers 15, prys hy God. Nou, hier is iets wat jy moet raak sien. In vers 13 het hulle ook met 'n harde stem uitgeroep. Wees ons barmhartig. Nou word daai harde uitroep, desperaat, word nou 'n harde uitroep van lof. En hulle prys God, sê dit, en dan kom hy by Jesus in vers 16, nou verander dit skielik van prys God na prys Jesus. Hy's aan Jesus se voete, hy's hier by Jesus se voete, hy dank hom. Hy kan nie genoeg dankie sê nie, hy weet. Hierdie is die meester.
Hulle het hom meester genoem. Toe hulle uitroep, meester, wees ons barmhartig. Niemand anders kan net sê, gaan na die priesters toe. En skielik op pad toe is jy gesond. Wow. Genees melaatses met 'n woord. Nou ek weet, Elisa het ook vir die ou gesê, gaan was. Dit was onder opdrag van God, Jesus natuurlik, maar Jesus, daar's iets meer. Hy's groter as Elisa. Hy's die seun van God self. En toe hierdie ou nou voor Jesus buig en hy gryp sy voete vas en hy dank Jesus so. Jesus het nie vir hom gesê, nee, wow, jy moet nie dit doen nie, ek is 'n mens net soos jy, staan op. En dis wat Petrus gedoen het. Toe Cornelius voor hom buig in Handelinge 10, sê Petrus, nee, ek is 'n mens net soos jy, staan op. Dis wat die engel gedoen het. Jesus het nie gesê, wow, nee, ek is net 'n engel, ek is nie God nie, staan op. Dis wat die engel gedoen het met Johannes in Openbaring 19 en in Openbaring 22. Die Johannes voor die engel buig, sê die engel, nee, ek is 'n diensknegt net soos jy, staan op. Nee, Jesus aanvaar die lof. Net soos hy die engele se lof aanvaar in Hebreërs 1 vers 6. Net soos hy die hele skepping se lof aanvaar in Openbaring 5 van vers 9 tot 14. En al die hemelwesens se lof. Net soos hy vir Thomas. Toe Thomas sê, my Here en my God, het Jesus nie gesê, nee, ek is nie jou Here en jou God nie. Jesus het dit aanvaar, want hy is sy Here en sy God. En hy is die God van hierdie melaatse. Hy het hom genees. Nou die feit dat hy 'n Samaritaanse lof aanneem, dit wys Jesus is meer as die koning van die Jode. Nou, hy is die verlosser van die wêreld. Die Samaritane het dit gesê in Johannes 4 vers 42. Hy is die verlosser van die wêreld. Hy is die verlosser van alle nasies. So hy red self Samaritane. Dis 'n groot ding. Dis 'n groot ding. Die Samaritane in 2 Konings 17, toe Israeliete weggevoer is, die noordelike koninkryk van Israel, toe is hulle weggevoer Assirië toe, en toe stuur daai koning van Assirië, hy stuur toe 'n klomp mense om daar te kom bly, en hulle ondertrou met van die armste Israeliete het agtergebly. Hulle ondertrou sommer met mekaar, en hierdie spul mense van ander lande, hierdie vreemdelinge, hulle wys toe die Israeliete hoe om nog hulle gode ook te aanbid. Israel was klaar afvallig, klaar afgode gebid. Toe stuur die koning 'n priester terug in 2 Konings 17, want die leeu het ingekom en mense begin doodmaak. Sê hulle, o, hierdie God is kwaad, ons aanbid hom nie reg nie. Toe kom 'n priester terug uit ballingskap uit gevangenskap uit, en hy leer nou die mense, hoe moet jy God aanbid? Maar natuurlik, hulle vermeng toe die hele spul. Dis sinkretisme. Jy vat aanbidding van die ware God, jy meng dit met 'n klomp ander godsdienste. En so dis die Samaritane. En toe die suidelike koninkryk, toe hulle nou ballingskap toe gaan, Babylon toe gaan, op die grens van Irak en Iran, wat 'n plek om te gaan. En toe hulle teruggestuur is deur koning Kores, nou kan hulle weer die tempel herbou en die mure van Jerusalem herbou. Toe kom hierdie spul Samaritane en sê, hey, ons aanbid dieselfde God as julle, kan ons julle help? Toe sê die Jode, dankie maar nee, dankie. Nehemia sê te veel, moenie dink julle gaan ons help nie. Ons godsdienst is suiwer, ons aanbidding van God is rein. Julle gaan nie help nie, dankie. En toe is daar oorlog van daar af. Ek hoef nie eens die res van die storie te vertel. Allerlei aklige bekleierery tussen hulle. Hulle bou toe hulle eie tempel by Berg Gerizim. Dis wat die Samaritaanse vrou by die put mos vir Jesus sê, waar moet ons aanbid, op die berge van Jerusalem? Of by die berge van Jerusalem. En so hulle het hulle eie tempel gebou, dis toe verwoes deur die Jode. Hulle het 'n vark se karkas kom gooi op die tempelterrein in Jerusalem, die Samaritane. Ag, en dit is net haat en oorlog. Hulle sal nie eers 'n koppie met mekaar deel nie. Hulle sal nie, kan ek uit jou glas, al is die glas gewas, hulle gaan nie uit jou glas uitdrink nie, hulle gaan nie uit jou beker uitdrink nie, hulle gaan nie uit jou bord uit eet nie. En Jesus sê dit in Johannes 4 vers 9, eintlik skryf Johannes dit as 'n in hakkies, en sê Jode en Samaritane. Dis hoekom die Samaritaanse vrou verbaas was. Jy's 'n Jood, praat jy met my? En ek's nog 'n vrou ook. En mans en vroue praat nie in die publiek nie. En party mense hoor hierdie, dat Jesus self Samaritane red. En hulle haat dit. Daar's Afrikaners wat dit haat. Want ons het nie Samaritane nie. Maar jy sien, daar's Afrikaanse mense, en daar's Zulu mense, en daar's Xhosa mense, en daar's Shona mense, en daar's Engelse mense, en wie ook al jy wil noem, hulle haat hierdie lering, soos 'n man, hy sê vir my, ja, julle predikante is almal dieselfde, want hy het een Sondag vra ek mense na sy huis toe gaan, sy lewe is in 'n gemors, ek praat met hom, deel die evangelie, 2 weke later bel hy my, julle pastore is almal dieselfde, hoekom het jy nie weer gekom nie? Ek sê, ek het jou kerk toe genooi, hy sê, is daar mense met ander velkleur daar? Ek sê, ja, hy sê, dan kom ek nie. Ja.
Was by 'n troue gewees toe die vroukie wat langs my sit, sy is van die Israel-visie. Die Afrikaners is mos die 10 verlore stamme. So dink hulle, ons is die regte Israel. En sy sit toe langs my en sy sê toe, mense, ander kleriges gaan nie hemel toe nie. Ek sê vir haar, wat van Openbaring 5? Het elke stamtaal, volk en nasie. Prys hom. Wat van Handelinge 17 vers 26? God het uit een man of een bloed al die nasies van die aarde gemaak. En sy het nie 'n antwoord daarop gehad nie. Predikant toe die seminariumstudente jare gelede, sê in die vroeë 90's, toe die seminariumstudente hulle gaan na verskillende gemeentes toe, preek een van die studente en die studente het 'n sangitem en hulle praat oor die seminarium en so aan. En toe hy hoor maar daar's 'n andersklerige student, toe sê daai predikant, hy sal nie in my gemeente kom nie. Studente kan nie kom nie. 'n Predikant. En dit het al hier by ons ook gebeur. Dat mense ongelukkig is want die kom nou mense van die straat af. So nou ongelukkig. So nie net meer die Afrikaners se kerk. Nee man. Verlede week toe sê 'n ou vir my. Hy sê hy's 'n predikant. Sy gemeente het vir hom gesê, hy's nou weg by daai gemeente. Sy gemeente het gesê die evangelisasie stop nou. Want daar gaan anderskleuriges tot bekering kom en gaan hulle na die kerk toe kom. Sheesh. Hulle is net soos die Jode. Weg met Paulus, weg met Paulus. Toe Paulus sê, Jesus het vir hom gesê, gaan na die heidene, want die Jode gaan nie luister nie. Weg met hom, hierdie man moet weg van die aarde af. Hulle dink hulle is beter as ander bevolkingsgroepe, hulle dink hulle verdien beter. Hulle verdien beter, hulle verdien God se redding. En hulle dink dis hulle reg, in plaas van dis pure genade. Dis vers 10, jy's 'n onwaardige slaaf. Die Samaritane weet beter. En hierdie Samaritaan prys God. Hy prys God. Hy prys vir Jesus. En Jesus sê nie vir hom, let op. Jesus sê nie vir hom in vers 10 of Jesus sê nie vir hom toe hy hom prys, dankie dat jy my prys. Baie dankie dat jy my prys. Nee. Jesus weet, hierdie ou is 'n onwaardige slaaf. Hy doen net wat hy moet doen. Hy moet Jesus prys. Wat Jesus sê, hy is eintlik as hy geskok. Nie dat hierdie ou hom prys nie, maar dat die ander hom nie prys nie. Soos het ek net een gesond gemaak. Waar is die ander 9? Ek het 10 gesond gemaak. Het net hierdie een teruggedraai en hy's nogal 'n Samaritaan. Wat van jou? Wat van jou en my? Vra ons vir die Here baie. Man, as ons bid, dan ons so 'n lys van versoeke wat ons bid, maar die danksegging is maar baie min. Laat my dink aan 'n ou, ek en Deidre jare terug 2005, ons voel jammer vir die ou het nie geld nie. So dink ons, ou is arm. Ons sê vir hom, kom ons vat maar die ou man, ons vat ekstra geld en gaan koop ons vir die ou klere. Vat hom in 'n winkel in, hy kyk rond, nee, hier's niks wat ek wil hê nie, maar die ou het nie klere nie. Is niks wat ek wil hê nie, kan jy gee vir my die geld asseblief? Eerder die geld hê. Eerder die geld hê. Ondankbaar, gee die pinkie gryp die sleutelbeen. En toe die kom sommer so 'n lys van kruideniers wat die ou wil hê. Ek soek hierdie parfuum en ek soek hierdie. So goodness gracious. Good night. So die Here is baie, hy is baie bly wanneer ons vir hom vra. Hy is bly. Want dit wys ons erken ons afhanklikheid. Maar hy wil hê, ons moet soos die Samaritaan dankie sê. Hy wil hê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, jy met my eer. Psalm 50 vers 15. Hy wat dank as sy offer bring, verheerlik my. So dank die Here, gee jou offer aan die Here. Gee jou alles, soos Kolossense 4 sê vir ons bid met danksegging. Dis wat ons nou gelees het in 1 Tessalonisense 5. Wees altyd dankbaar. Wees dankbaar in alles, want dit is die wil van God oor julle in Christus Jesus. So dank hom is wonderlik. Dank hom vir die skepping. Ek het vir die bid hier gesê. Toe ek opstaan, toe is dit nog donker en die badkamerglas is mos 'n dowwe glas en nou is daar 'n gordyn en ek sien, hier's 'n helder lig wat buitekant skyn. En ek dog as die garage lig, maar die garage lig wys aan die ander kant toe. Hoekom skyn dit hiernatoe? Het iemand ingebreek en die lig gedraai? En toe ek by die venster uitkyk, toe is dit die maan. Dit lyk soos die son op 'n baie mistige oggend. Dis helder. Asof die maan amper sy eie lig gehad het daar. Ek weet hy het nie, maar dit was wonderlik geweest. So ek prys die Here, toe soek ek 'n paar tekste oor die maan in die Bybel, wat ek die Here net kan prys vir sy skepping. Ja, so ons prys die Here vir sy skepping. Ons prys hom vir die ete wat ons geniet. Ons prys hom vir sy goeie gawes, maar veral prys ons hom, en hier is ons laaste vers hier nou vir vandag, vers 19. Toe sê hy vir die man, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Nou, party vertaling sê, your faith
has healed you, dit jou genees, eintlik die Griekse woord is reg hier, dis gered, soos dit hier vertaal is. Jou geloof het jou gered. So hier's meer as redding van die liggaam, redding van siekte, redding van fisiese dood. Hier is redding van geestelike dood. Jesus, sy genesing as 'n melaatse van onreinheid, dis net 'n prentjie van genesing van 'n dieper onreinheid. Die onreinheid wat sonde bring, 'n geestelike onreinheid. Die genesing van jou siel is baie belangriker as die genesing van jou liggaam. So is wonderlik om genesing van die liggaam te hê. Maar wat sou dit gehelp het? Hierdie melaatse is gesond. Hierdie melaatse man, okay, sy liggaam is nou genees, maar hy is nog in sy sonde. Wat help dit? So jy moet 'n dieper genesing kom. So bo aan jou lys van gebed, moenie heel eerste genesing van die liggaam soek, tydelike voordele, materiële voorspoed. Moenie dit bo aan die lys soek nie, sit nie. Sit vers 19 bo aan jou lys. Om te sê my siel is genees. My gees is genees. Nou kan ek jou vra, het jy dit? Het jy daai genesing van die siel? Wys jou gedagte lewe, jou siel is gereinig. Wys jou gewoontes, jou privaat lewe, wys jou huwelik, wys jou gesinslewe, wys jou werketiek, wys die manier hoe jy met geld werk, wys jou selfoon en wat jy op die rekenaarskerm en die iPad kyk en die TV kyk, jou vermaaklikheid, jou taalgebruik, jou stilte tyd, jou emosies, wys al daai goed, my siel is gereinig. Ek is geestelik genees. Jy sien wat sonde maak jou geestelik siek. Dis die groot siekte wat Jesus moes kom wegvat. So wanneer jy moet kyk is na Jesus. Jy kyk na Jesus, deur sy wonde het genesing gekom. Ons praat nie van kanker hier nie. Ons praat van iets erger as kanker. Ons praat van sonde. Deur sy wonde het genesing gekom. So ons moet, soos vers 13, Meester, wees ons barmhartig. Jy moet desperaat uitroep en dan moet jy kyk, nommer 1, jy het nie die wil van God gedoen nie, ek ook nie. En dan moet ons wegkyk na iemand anders wat die wil van God kom doen het. En dis Jesus. Hy het gesê om God se wil te doen, dis my voedsel, dis my kos, dis my brood. Ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dan kyk ons na sy gehoorsaamheid en sê, dit is my enigste hoop. Ons kyk na sy dood en sê, hy het die wil van God gedoen, gehoorsaam tot die dood, ja die dood aan die kruis. Ek kyk na hom vir my redding. Meester, wees ons barmhartig. Reinig ons van hierdie siekte van sonde. En dan bid ons, nogtans nie my wil nie, u wil geskied. Dan bid ons, laat u wil geskied. Dan sê ons, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dan sê ons, laat hy in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. So die eerste ding wat ons soek, is God se wil. Jy soek dit as 'n Christen. Ons soek die wil van God bo 'n lekker lewe, bo 'n sagte dood. Want party mense, hulle gee nie om wat God wil nie. Ek wil nou net doodgaan en hemel toe gaan. Of ek wil net in my slaap doodgaan, moet net rustig wees. Dan soek jy jou eie wil nie God se wil nie. Die eerste ding wat ons doen, as ons regtig die Here wil volg, is ek sê soos Paulus, ek sit in die tronk, my begeerte is om by Christus te wees, dis verre weg die beste, maar om julle ontwil, as die Here dit wil hê, dan bly ek hierso, om julle te dien. Ons sê soos Jesus in Getsemane, hierdie is 'n bitter beker wat ek moet drink. Vader, neem dit by my weg, nogtans nie my wil nie, u wil geskied. As dit is wat die Vader wil hê, gaan ek deur hiermee. Hy sal my help, ek vertrou, hy sal met my wees. Okay, nou in Jesus se geval is hy verlaat vir ons sonde. So ons sal nooit verlaat weer deur die Vader nie. Hy sal ons nooit in die steek laat en nooit verlaat nie. Luister, as jy God se wil doen, dan verander dit, sê John Newton, dan verander dit, jy kan selfs in die tronk wees vir jou geloof. Dan verander dit daai tronk in 'n paleis. As jy God se wil doen. As jy nie God se wil doen nie en jy soek jou eie wil, dan kan jy in 'n paleis bly. Dit verander daai paleis in 'n tronk. So die beste plek op aarde is nie Hermanus nie. Of waar wil jy gaan? Waar wil jy wees?
Mauritius. Die beste plek op aarde is nie 'n stil en rustige lewe nie. Die beste plek op aarde is die senter van God se wil. Waar vind jy sy wil? Ek weet hierso. Maar hoofsaaklik vind ons sy wil in 'n persoon. As jy aan sy voete buig, wat is daai persoon se naam? Vader, ons bid dat die Heilige Gees ons help en ons lei. Om nie ons eie wil te soek nie, maar die wil van die Vader. Here, help ons om te glo. Daai wil gaan ons nie seermaak nie. Om God se wil te doen gaan nie sleg wees vir ons en nou gaan ek al die lekker mis nie. Maar om te weet om God se wil te doen, gaan die heel beste wees. En dan sal die aangesig oor ons skyn. En dankie dat Jesus u wil kom doen het, Vader. En dat ons nou in Christus kan wees en dat u ook vir ons verander. Om meer en meer in die wil van God te lewe. Ons bid dat u ons harte nou ook seën met die gebruik van die nagmaal. In Jesus naam. Amen.